gaan net in my inleiding eers verduidelik oor eer en dan gaan ek met julle praat oor wat die Heilige Gees vanoggend vir my gegee het en dit is die lewe van Jesus en hoe dit met hom gewerk het. So eer diegene wat God stuur. Reg deur die skrif kies God altyd om mense deur mense te bereik. Okay, nadat Jesus weg is, het hy gesê, soos my Vader my gestuur het, stuur ek julle, Johannes 20 vers 21. So hy stuur profete, hy stuur leraars, hy stuur geestelike leiers en koninkryks boodskappers, wat sy woord, sy wysheid en sy genade dra. Die manier waarop ons diegene ontvang, wat God stuur, openbaar iets van die manier waarop ons God self ontvang. So 'n gesant van die Here, as hy iemand stuur, al is dit nou Tannie Amanda, of dit is wie ook al, is die manier hoe jy daai persoon ontvang, sprekend van die manier waarop jy God ontvang. Want daai persoon is net 'n spreekbuis vir die Allerhoogste God. So, Jesus het sy disippels geleer in Markus 6 en in Lukas 9 vers 5, Markus 6 vers 11, en as 'n plek julle nie ontvang en na julle nie luister nie, gaan daarvandaan weg en skud die stof onder julle voete af tot 'n getuienis teen hulle. Nou ek weet nie of ons al ooit die erns van hierdie skrif besef het nie. Lukas 9 vers 5 sê, en almal wat julle nie ontvang nie, as julle van daardie stad weggaan, praat van stede, nie net gemeentes nie, skud selfs die stof van julle voete af, tot 'n getuienis teen hulle. So, daar's 'n plek in die koninkryk van God, waar God sy gesande stuur, met 'n boodskap, waar die harte van die mense nie volkome gevorm is, nie die emosionele, geestelike, intellektuele kapasiteit het, om die woord te ontvang nie. Weens hoogmoed en godsdienstige pride, soos ons is die religious pride, godsdienstige hoogmoed, weens rebellie teen God, weens onvergewingsgesindheid, of wat ook al die vesting in daai hart is. Maar daardie hart is nie oop om te ontvang wat God wil sê nie. En in die proses diskwalifiseer ons nie net onsself nie, maar stede, dorpe, plekke, gemeentes. So, Jesus het sy disippels voorberei op die werklikheid, dat nie almal sou herken of ontvang wat hulle gedraai het nie. So hy het vir hulle gesê, dis wat gaan gebeur. Hy het vir hulle strategie gegee, hoe om daarmee te deel. Om die boodskapper te verwerp, was nie bloot om 'n persoon te verwerp nie. Dit was om die boodskap en die geleentheid, wat God deur hulle gestuur het, te verwerp. En ek wil vir julle sê, dat oor 30 jaar in Standerton, is ek is skaam voor God, ek bloos, Estra sê, hy het gebloos in die teenwoordigheid van die Here. Ek het al baie gebloos oor hoe ons kinders van God in Standerton ontvang het. Ek sê nie in Ekklesia nie, ek sê in Standerton. So, ek wil net beklemtoon hoe ons die boodskapper ontvang, bepaal eintlik en openbaar hoe ons God se woord ontvang. En die geleentheid wat God sou skep as ons sou luister. So wanneer ons diegene herken en eer wat deur God gestuur is, posisioneer ons onsself om die genade, die wysheid, teregwysing, geestelike mededeling, wat daai gesalfde van God dra, impartation in die Engels,
Okay. Selfs van hierdie woorde is vir my snaaks. Ek wil vir julle sê, want ek ken nie eintlik al hierdie groot Afrikaanse woorde nie. Maar prys die Here, ons spreek in Afrikaans vandag. So, daai teregwysing, daai geestelike meedeling, wat daai gesalfte van God dra, te ontvang. Nou, oneer, aanstoot is offense. Om offended te wees met mense. Aanstoot, familiariteit, oorbekendheid met 'n mens, met sy geskiedenis, kan veroorsaak dat ons 'n goddelike besoeking misloop. Want ons sien die persoon se verlede, ons sien nie wat God in hom gedoen het nie, en ons erken nie dat hy 'n spreekbuis of sy 'n spreekbuis vir God geword het nie. Omdat God se antwoord moontlik deur 'n mens kom wat ons as doodgewoon beskou. Wie sy? Amanda, ken jy haar? Daai vrou van Fit of First, man, weet jy wat het sy al aan my gedoen? Maar ons besef nie dat God kan mense vergewe en regstel en oprig as 'n stem vir hom nie. So, ons aanbid nie mense nie. Okay. En ons ontvang ook nie elke stem of elke mens sonder onderskeiding nie. Dis glad nie wat ek vandag sê nie. Maar ons toets alles wat aan die woord van God en deur die getuienis van die Heilige Gees. En ons kan net onderskei wanneer ons die liefde van Jesus Christus in ons harte toelaat. Onderskeiding sonder liefde bestaan nie. Maar liefde, as ons toelaat dat ons gedoop word met die liefde van die Here, Romeine 5:5, waar die woord sê, ek stort my liefde deur die Gees van God in jou hart uit, wanneer jy op daai plek is waar jy nederig genoeg is om te deel met die onvergewensgesindheid en die bitterheid en die unloving spirit en daai ding wat net altyd almal wil aankla, en ons word reg sodat ons harte landingplek word vir die liefde van die Here, en waar die woord sê, my liefde kan in jou 'n huisvesting maak. Hy vind in jou 'n huisvesting. Wanneer ons op daai plek kom waar ons eie goed neerlê en ons is bereid om die liefde van Jesus, of ons word 'n landingsstrook, my hart word 'n landingsstrook vir die liefde van die Here. Daai dag begin jou onderskeiding ontwikkel. Want onder Jesus is liefde. Liefde is 'n persoon. En onderskeiding is die Heilige Gees. Onderskeiding kan nie kom sonder die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Die mens noem dit kritiek. As die Heilige Gees nie daar is nie, raak dit kritiek en krities, en dit het niks te doen met die koninkryk van God nie. Dit het alles te doen met die accuser of the brethren, met die een wat rondloop om die kerk, om die huisgenote van die Here aan te kla, van die môre tot die aand. So, wanneer ons egter onderskei dat iemand waarlik deur God gestuur is, moet ons waak daarteen om daardie persoon, of dit wat hy of sy dra, as alledaags te behandel. Met ander woorde, wie sy anyway, ons gaan nie luister nie, of wie sy, ons gaan nie luister nie. En hierdie rebellie, ons dink baie keer, dis goddelik, en dis geestelik, en dis God wat gepraat het, en dis teen 'n mens. Maar die rebellie is teen God. En daardie rebellie maak ons oop vir baie ander dinge, maar dit sluit die deur vir die goedheid van die Here, vir die seën van die Here, en julle gaan sien, vir goed soos genesing. Baie keer struggle ons families, ons het al honderde kere gebid, ons het al elke profeet in die wêreld laat kom, ons het nou al baie geld spandeer, om mense te kry wat ons dink gesalf is om te bid. Intussentyd is die deur God self gesluit vir genesing. Maar ons beskuldig God, hy hoor ons nie, of daai mens was nie gesalf genoeg nie, en ons vingertjie bly gaan, in plaas daarvan om op 'n punt te kom waar ek sê, Here, waar faal ek U? So, eers skep ruimte om te ontvang. Die vraag is nie net, het God iemand gestuur nie? Die dieper vraag is, het ons die persoon wat God gestuur het, herken, en het ons daai persoon met liefde ontvang?
So, die Griekse betekenis, en dis nou nie in die notas nie, okay, ek het dit net so vinnig ingesit, ek wil net gou vir julle sê, die Griekse betekenis van eer, honoring, is, dit kom van 'n woord wat sê time, T-I-M-E met 'n streepie op die E, wat beteken waarde of kosbaarheid, 'n prys wat aan iets toegeken word, respek en erkenning, agting, die erkenning van iemand se posisie of waardigheid. Dis wat eer beteken. So ek erken die teenwoordigheid van God in hierdie persoon se lewe. Ek erken hierdie persoon is 'n gesalfde, is 'n gestuurde van die Here. So die werkwoord vir time is timao, T-I-M-A-O, wat beteken om iemand te waardeer, hoog te ag en volgens daardie waarde te behandel. So eer is dus nie net 'n innerlike gevoel nie. Dit word sigbaar in die manier waarop ons iemand ontvang, na hom of haar luister, of die persoon praat en reageer op dit wat God deur daai persoon wil sê. Ek het 2 weke terug, ek dink so Sondag het ek bedien by Replika gemeente. En daar was net een jong mens in daai diens. Hy het daarop aangedring om daar te wees. En daai jong mens wou hoor wat ek sê oor die roeping van 'n vrou. En hy het met sy boekie gesit. En so vinnig soos ek gepraat het, het hy aantekeninge gemaak en ek het na die tyd na hom toe gegaan. Sê kom jong man, Tannie sien hierdie magtige roeping op jou lewe. En hy sê Tannie, ek wil graag, hy het nie 'n pappa nie. Ek wil graag weet wat Jesus van mamma sê. En daai honoring van sy ma het my hart baie diep geraak. Want hy sê vir my, hy wil weet hoe om vir haar te bid. Jong seun, ek dink hy's 13 jaar oud. So, daai ingesteldheid op wat God sê. So, ek wil hê ons moet kyk na Jesus se voorbeeld en wat met hom in Nasaret gebeur het. So Jesus word in Nasaret verwerp. So Markus 6 vers 1-3 sê, en hy het daarvandaan weggegaan en in sy vader stad gekom wat Nasaret is, en sy disippels het hom gevolg. En toe dit Sabbat geword het, begin hy in die sinagoge te leer, en baie wat hom gehoor het, was verslae en sê, waar kry hy hierdie dinge vandaan? En watter wysheid is aan hom gegee? Dat ook sulke kragte deur sy hande plaasvind. So in Nasaret toe in die sinagoge is, herken hulle die teenwoordigheid van God in hom. Vers 3 sê, en hy is nie die, nou herken hulle die teenwoordigheid van God op hom, maar nou begin hulle sy agtergrond onthou. Alright. Ons het gehoor van hom van 'n seentjie van 12 en toe vir hele tyd tot hy 33 jaar oud was, het ons niks weer van hom gehoor nie. Nou begin die klompie nou lekker onder mekaar skinder. Nou sê hulle, is hy nie die timmerman, die seun van Maria en die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon nie? Is sy suster nie hier by ons nie? En hulle het aanstoot aan hom geneem. Hoor daar? Aanstoot, hulle het offens geneem. Aanstoot. En dan gaan die woord aan, vers 4-6, en hy sê, en Jesus sê vir hulle, 'n profeet is nie ongeëerd nie. Hy sê nee, 'n profeet word geëer, is nie ongeëerd nie. Behalwe in sy vaderland en onder sy familie en in sy huis. Julle, sy dorp waar vandaan kom sy familie. Imagine die pyn en die verwerping en wat ook al, en sy huis. Beteken baie naby aan hom. Dan gaan hy aan en hy sê, en hy kon daar geen krag doen nie. Die offens wat hulle met hom geneem het, omdat hy 'n timmerman se seun was. Omdat hy uit hierdie familie kom, waar hy gebore is in 'n stal. Verstaan? Hulle kyk na hy goed. En die woord sê, en hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het. En hy was verwonderd oor hul ongeloof.
Daarop het hy die dorp rondom deurgegaan en geleer. So Jesus was verwonderd dat die krag van die Vader met wie hy tyd spandeer het, elke oggend, elke dag, nie deur hom in sy eie dorp kon werk nie. Dat die Vader wonderwerke gestop het. Maar weens wat? Weens ongeloof. So, die oomblik as ek hierdie man van God diskwalifiseer, of hierdie vrou van God diskwalifiseer, word daar iets in my geaktiveer wat ons noem ongeloof. En daardie ongeloof kom nie net myself te na nie, maar daardie ongeloof kom mense in my gemeenskap te na. Waar God sy krag wou openbaar, waar God sy bonatuurlike teenwoordigheid wou openbaar, kan hy nie, weens ongeloof. En dit is ook hoekom Jesus in Lukas 18 vers 8 sê, en dis nou nie in my notas nie, maar in Lukas 18 vers 8 sê hy, sal die seun van die mens geloof vind wanneer hy terugkom. Ouens, ons wil so graag die wederkom sien, sonder siele. Ons wil so graag die wederkom sien. Ag Here, kan U nie maar net terugkom nie. Kyk wat gebeur op die aarde, sonder dat ons vrede gemaak het met ons broers en susters in ons eie kerkgemeente, ons eie gemeente. Ons wil die wederkom sien sonder geloof. Maar Jesus het net een ding wat hy wil vind as hy terugkom, en dit is geloof. En om deel van om geloof in jou op te wek, beteken dat ek moet onderskei wie het God gestuur om met my te praat. So Jesus word in Nasaret verwerp. Jesus het na Nasaret teruggekeer, die plek waar hy groot geword het. Die mense het sy wysheid gehoor en van sy wonderwerke geweet, maar in plaas daarvan om met geloof te reageer, het hulle aan hom aanstoot geneem. Offense geneem. Hulle kon nie die Jesus wat hulle gedink het hulle ken, versoen met die gesag en die salwing wat nou deur hom geopenbaar word nie. Hulle probleem was nie 'n gebrek aan bewyse nie, want hulle het gesien wat hy doen en gehoor wat hy doen. Hulle probleem was die familiariteit, die bekendheid, sonder 'n openbaring van wie hy geword het in sy Vader. Hy was nou Christus. Ons met wedergeboorte word ons 'n nuwe mens. Almal saam word ons een nuwe mens vir God. Maar dit is so moeilik om te aanvaar dat iemand wat voorheen horeer het, nou 'n gesant van die Here kan word. Ons onthou die horering. Ons onthou hy gedrink. Ons onthou daai partytjies waar hy vandaan gekom het of sy. Maar nou in die nuwe mens gestalte is dit baie keer moeilik vir die kerk om so 'n persoon te ontvang. En dit is waar fout inkom. Dit is waar geloof beperk word. So Jesus word in Nasaret verwerp. Jesus het na Nasaret teruggekeer, die plek waar hy groot geword het, nadat hy wonderwerke gedoen het. Die mense het sy wysheid gehoor, en het ek nou hier so dubbel? Ja, ek het dit nou dubbel, skus. So, ons moet die gesag en die salwing op mense se lewens herken, nadat hulle deur Jesus self genees is, bevry is en opgerig is. Die ding wat jou roeping beperk, is jy fokus so baie op ander mense se foute, dat jy net jou eie balk in jou eie oog kan sien nie. En as gevolg daarvan, kan die Here deur sy Gees nie vir jou help om bevryding te kry van jou balk nie. Sodat jy waarlik met meegevoel en met oortuiging die evangelie aan die gebrokenes kan verkondig en genesing kan bring aan die huis van die Here. Baie keer dan vertrap die kerk mense wat voorheen wild geleef het, so dat hulle kan nie in daai dorp waar hulle wille lewe geleef het enigiets doen nie.
Want niemand wil erken dat 'n persoon wat horeer het, 'n persoon wat gedrink het, 'n persoon wat gesteel het, wel opgerig kan word, genees kan word, vergewe kan word en deur God gebruik kan word nie. So, wat beperk ons? Bekendheid kan ons blind maak vir die goddelike identiteit wat nou in 'n persoon gestalte vind. So die mense van Nasaret het gevra, is hy nie die timmerman, die seun van Maria nie? Markus 6:3. Hulle het Jesus tot sy aardse agtergrond beperk. Hulle het sy familie, beroep, geskiedenis geken, maar hulle kon nie sy goddelike identiteit onderskei nie. Hulle het die timmerman gesien, maar nie die Christus in hom herken nie. So, bekendheid word gevaarlik wanneer ons toelaat dat dit, jy weet familiariteit, is nou die woord bekendheid in Afrikaans, nie? As jy familiaar is met iemand. Wanneer ons toelaat dat dit wat ons op 'n natuurlike vlak van iemand weet, ons verhinder om te erken wat God geestelik op daardie persoon geplaas het, die salwing. Ons kan so gewoond raak aan 'n persoon, 'n kerk, 'n bediening of selfs 'n beweging van God, dat ons dit nie meer met eerbied, honger en verwagting benader nie. So dit is moontlik om naby aan iets heiligs te wees en tog nie te ontvang wat God daardeur wil vrystel nie. Omdat ons met vleeslike oë kyk en nie met geestelike oë nie. Die tweede ding is eers skep ruimte om te ontvang. So 'n profeet word nie sonder eer, is nie sonder eer nie, sê Jesus, behalwe in sy eie tuisdorp en onder sy familie en in sy eie huis. Markus 6:4. Jesus het nie persoonlike bewondering geëis nie. Hy het nooit die aandag op homself gevestig nie. Hy was nie skuldig daaraan nie. Hy het 'n geestelike beginsel openbaar. Ons sukkel om te ontvang van die wat ons weier om te eer. So as jy nie die persoon wat daar voor staan honor nie, eer nie, kan jy nie ontvang nie. Dan aktiveer ongeloof in jou, want niks wat daar ou sê gaan nou tot vervulling kom nie. Of dis nie, hierdie woord is nie vir my nie. Was miskien vir my buurman wat nog lê en slaap, maar is nie vir my nie. So, hulle het die een verwerp wat die Vader na hulle gestuur het. Deur die draer van God se boodskap te onteer, het hulle die genade weerstaan wat God deur hom wou vrystel. Weet julle dat jou onvermoë om 'n man van God te ontvang, moontlik die grace and mercy, wat ons in Afrikaans net een woord het, genade, kan die deur daarvoor kan toemaak? Waar God dalk wou kom en jou bevry van iets, jou wou genees van iets, is jou hart toe oor wie dit is wat die boodskap bring en jy mis die genade van die Here. Jy veragter in die genade. So, eer beteken nie dat ons mense aanbid, sonder miskyk, of alles sonder onderskeiding aanvaar nie. Bybelse eer erken dat wat van God kom en reageer daarop in 'n gepaste wyse. Bybelse eer erken dit, wat God van God kom. En ons harte moet op dit reageer. So die derde ding is aanstoot, offense, het die deur na openbaring gesluit. Markus 6:3 sê, en hulle het aanstoot aan hom geneem. Hulle het offense geneem. Aanstoot het die keerpunt geword. Hulle het van verwondering na agterdog beweeg en van agterdog na verwerping. En hoeveel keer in jou lewe het jy gedink, jy's dis 'n nice mens hierdie, dan raak jy agterdogtig en dan begin jy teen 'n persoon praat. Hoeveel keer? Hoeveel keer, Oom Alwyn? Hoeveel keer het ons dit self gedoen? Amanda. Ja, aanvanklik as jy 'n persoon herken en dink jy, dis 'n nice mens, hier's daar ander is 'n oulike ou. En dan skielik raak ek agterdogtig oor hom. En dan begin ek vir mense sê, nee, daar ou is gevaarlik, moenie naby hom kom nie.
In die kerk gebeur dit. Stem julle saam met my? Kan ek 'n amen kry? En dit is wat die deur vir seëninge van God sluit. Nou, aanstoot ontstaan dikwels wanneer God op 'n manier beweeg wat ons verwagtinge uitdaag. Sê die tyd daarvoor nie, maar as jy nou Petrus se lewe gaan bestudeer, dis so 'n goeie voorbeeld van 'n ou wat aanstoot geneem het. Jesus het vir hom gesê, Satan, soek om jou te sif. Ek sal u nooit verloon nie, Here. Jesus wou hom raad gee. Hy wou vir hom sê, ou Petrus, asseblief soek my meer as ooit voorheen. Maar hy kom baie arrogant te sê, nie ek nie, Here. En voor hy nog daai woorde van hom nog koud kon word, toe verloon hy Jesus vir die eerste keer, vir die tweede keer en vir die derde keer. En die absolute wonderbare ding van wat Jesus gedoen het is, hy het nie gekom na sy opstanding en vir hom gesê, ou Petrus, wat ek vir jou gesê het, dis is waar nie. Weet julle hoe het Jesus met hom gewerk? Hy het met liefde teruggekom. Hy het hom nie verwyd nie. Hy het hom nie aangekla nie. Hy het hom gesê, Peter, do you love me? Feed my sheep. Sy oorspronklike doel is nie verydel deur toe hy geval het nie, want Jesus het geweet hy gaan val. Maar hy het hom restoreer deur liefde. Wat doen ons? Hy moet gaan. Just get him out of the way. Asseblief raak van hierdie probleem ontslae. Petrus was nie vir Jesus se probleem nie. Hy het geweet, as hy terugkom na hom toe met liefde, gaan hy hom die rots kan maak, waarop ons die eklesia gebou is vandag. Hy het hom nie gediskwalifiseer nie. Hy het nie gesê, gaan voor my weg nie, jou ou verlonaar nie. Want hy het geweet, Petrus se hart gaan terugkeer na hom toe. Laat ons dit toe in mense wat om ons is. So die mense het verwag dat Jesus binne die identiteit moes bly wat hulle aan hom toegeken het. Toe sy wysheid en gesag hulle begrip oortref, het hulle aanstoot geneem in plaas daarvan om toe te laat dat hulle denke vernuwe word. Aanstoot sê, God kan nie deur hierdie persoon werk nie. Dis wat offense sê. Kan nie hierdie persoon gebruik nie. Geloof sê, Here, help my om te erken wat U doen, selfs wanneer dit deur 'n onverwagte instrument is. Die Here kan nou vir Rudy sê, stap vorentoe, bring 'n woord. Hy kan nou vir Barend sê, bring 'n woord. Vir enige man in hierdie gemeente kan hy sê, bring 'n woord. Hoe gaan ons hulle ontvang? Of enige vrou. Hoe gaan ons hulle ontvang? Gaan ons sê, ag nee, ek gaan nie na daai elektriesien luister nie, wat weet hy kan drade doen en hy kan ligte aansit. Pieter? Ons moet erken wie God stuur as 'n instrument. Ons moet ons harte baie noukeurig bewaak, want aanstoot kan veroorsaak dat ons juis die persoon, die boodskap of oomblik verwerp wat God vir ons deurbraak bestem het. Die donkie wat gepraat het. Hy kan enige donkie gebruik. Dis hoekom Jesus op die donkie se rug in Jerusalem in is. Enige een van ons kan 'n donkie wees, wat die teenwoordigheid van God in 'n plek kan inbring. Maar gaan ons vir hierdie donkie sê, jy kan nie Jesus bring nie. So ongeloof het beperk wat hulle kon ontvang. En hy kon daar geen wonderwerk doen nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê en hulle genees het, Markus 6:5. Dit beteken nie dat Jesus sy krag verloor het nie. Sy gesag het nie verminder nie. Niks was fout met Jesus nie. Daar was fout met die mense in die plek. Die beperking was nie 'n Christus nie. Was nie in hom nie. Dit was in die mense se ongewilligheid om hom te ontvang. God se krag was teenwoordig,
maar hulle ongeloof het die werking daarvan onder hulle weerstaan. Die Here het vanoggend vir my gesê, daar's huisgesinne met siekes wat dekades, die siektes heers dekades in jou familie weens hierdie ding. En ek het vanoggend by God gehoor, as jy bereid is om te repent, wat beteken jou mind moet verander. Repentance is nie 'n gebed nie. Repentance, die gebed is, Here, ek is skuldig, ek is 'n sondaar, vergewe my. Was my met die bloed, dis die gebed. Maar repentance is as ek my mind verander oor iets wat ek verkeerd gedink het, dan sê die Here, gaan die genesing in jou huis deurbreek. En dit is 'n woord van God vir mense hier vanoggend. Ongeloof kan ons nie vir ewig beperk nie. So geloof skep nie God se krag nie, maar dit posisioneer ons om te ontvang wat sy genade beskikbaar stel. Deur genade kan ons genees word, maar geloof aktiveer dit. Volgehoue ongeloof, oneer en aanstoot, kan 'n atmosfeer skep waarin mense voortdurend die werk van God weerstaan. En jy gaan vinger wys, jy gaan met jou vinger die hele tyd na ander wys, iemand anders is die skuldige. Maar die Here sê vanmôre, stop met vinger wys. Doen selfondersoek, sodat die koninkryk van God in my huis, in my liggaam, in my man, in my vrou, in my finansies kan kom, soos in die hemel. Hierdie gedeelte moet nooit gebruik word om siek of lydende mense te veroordeel. Met ander woorde, daar's nie, die Here kon nie wonderwerke doen daar nie, want dis die sonde. Dis die ongeloof, mense. So, om lydende mense te veroordeel deur te beweer dat elke onbeantwoorde gebed deur 'n gebrek aan geloof veroorsaak word nie. Ons kan dit nie as 'n slaanstok nou gaan gebruik nie. Die skrif wys vir ons dat daar ook ander faktore rondom lyding en vertraagde antwoorde is. So ek wil dit nie kwalifiseer, maar hier beskryf Markus die hele gemeenskap se verwerping van Jesus. Ten spyte van die openbaring wat aan hulle gegee is. 'n hele gemeente kan in sonde wees as gevolg van skinder en stories aandra en 'n unloving spirit wat deur ons werk. Julle moet dit weet vanoggend. As ons nie geestelike insig het dat daar bose magte is en heersers is wat teen 'n gemeente werk nie, begin ons mekaar veg. En die woord van God sê, a kingdom divided will not stand, cannot stand. 'n koninkryk wat verdeel is, kan nie staan nie. So dit is betekenisvol dat Jesus steeds 'n paar siekes genees het. Selfs in 'n atmosfeer van verwerping het hy deernis bly vloei. Sy deernis deur sy hart. Ouens, ons moet nie teregwysing as verwerping ervaar nie. As ons teregwysing as verwerping aanvaar, beteken dit die Heilige Gees kan nie sy doel bereik nie. Ek weet verseker dat vanoggend God mense wil genees. Ek weet dit. Ek het tyd spandeer in gebed. Ek het tyd spandeer in die woord. Dit is wat hy wil doen. Hierdie gemeente het ek vir omtrent 28 jaar van my tyd in Standerton bid ek vir die gemeente. Een van die enigste 2 plekke wat hy vir my gewys, 3 plekke wat hy vir my gewys het geografies, wil hy sy gees uitstort vir herlewing, is spesifiek die gebou, die territoriale area. Maar wanneer gaan ons wessels word? Wanneer gaan ons harte landingsstroke word vir geloof, vir eer, honoring God, om God te eer met ons lewe? Sodat hy deur my, God werk nie deur geboue nie, hy werk deur sy mense, sy harte. Ons is so opinionated, ons het soveel opinies, ons weet soveel beter as God, in plaas van om te soek as 'n gemeente saam. Die gebedskamer moet oorloop. Hy moet oorloop Sondagoggende. Omdat ons God wil eer, kom ons voor die tyd en ons
tree in, Here, wie wil U genees? Vir wie wil U 'n woord gee? Wie kom in wat moedeloos is? Wie kom selfs wat nog nie gered is nie? In plaas daarvan om te dink, ek so moeg, ek wil net nog 'n bietjie slaap, nee, daai goedjies. Ag nee man, daar's intercessors wat bid. Die kerk is geroep om 'n huis van gebed vir alle nasies te wees. Ons moet deel met die beperkings in ons eie lewe. Jesus was verwonderd oor die buitengewone ongeloof in mense. So, kan julle voorstel dat hy nou afkyk na Ekklesia en sê, ek is verwonderd oor ongeloof in daai gemeente. Of, ons geloof bring meer lof aan God in die hemele. Want dit is waaroor Openbaring 5 gaan. Dit gaan oor ons wat nou, hy sê, waardig is die lam om eer te ontvang. Nou die lam is klaar 'n koning, hy's klaar die leeu. Daai goed is reeds voltooi. Hoekom sal die hemelse atmosfeer wees van aanbidding 24/7? Omdat die Ekklesia doen wat hulle moet doen. Eer aan God bring. Verstaan wie hy is. Ek wens ek kan net nog 100 jaar hê om vir julle te preek. Maar daar wat aan die einde van sy lewe, maak hy wil graag mos na die tempel bou. Toe sê God, nee, daar's bloed op jou hande, maar jou seun sal dit doen. Nou lê hy's op sy sterfbed, dis wat die woord sê. En Dawid doen stoktyk. Van wat het God aan sy lewe gedoen? Van 'n klein skaapwagtertjie tot hierdie koning wat hy geword het. En dan sien hy al die weelde, al die besittings wat God vir hom gegee het, dan sing hy, all the wealth belongs to God. Dan sien hy die eer wat hy gekry het as 'n koning, all the honor belongs to God. En elke ding wat God vir hom gedoen het, word 'n lofsang in sy hart, en dan sê, Here, die eer behoort aan U. Die glorie behoort aan U. Alles wat hy ontvang het op die aarde. Die Ekklesia, so daardie 7 pilare van die glorie van God, word aan die kerk gegee in Johannes 17. Julle kan gaan lees van vers 21 af. Hy sê, ek het vir hulle my glorie gegee. I gave them my glory to unite them. So as hier nou 'n ryk man sit in hierdie vertrek vandag, daai rykdom wat God vir jou gegee het, is om hom eer te bring. Maar is ook om ons een te maak. So in plaas daarvan om te sê, jy het daai ou Barend, hy het nou vir my 'n nuwe kar gekoop, waar dink jy kry hy sy geld vandaan? In plaas daarvan om dit te sê, hy het nog nie, ek profeteer sommer oor my man, hy het nog nie 'n nuwe kar gekoop nie, maar in plaas daarvan om hom te envy, om jaloers te wees, kom ons sê, Here, kyk daai mooi kar wat Barend ry, ons bring jy al die lof, die eer en die dank, want finansies kom uit U hand. Verstaan julle die eenheid wat God van praat? En eer is daarby in. Al die eer kom U toe. Dit is wat ingesluit is daar. So, hy was verwonderd oor die buitengewone ongeloof van Nasaret, maar dan, as hy kyk na die Romeinse hoofman, was Jesus verwonderd oor die vlakke van geloof, wat in hom was, die buitengewone geloof wat in hom was. Jesus was verwonderd oor hulle ongeloof. Die buitestanders het soms herken, wat diegene wat die naaste aan hom was, nie kon raak sien nie. Nasaret het kennis van Jesus gehad, maar kennis alleen het nie geloof voortgebring in hulle nie. Hulle het inligting sonder openbaring en nabyheid sonder oorgawe gehad. Hulle het hom geken, hulle het naby hom geleef. Kan enigiets goeds uit Nasaret kom? Kan enigiets goed uit Standerton kom? Ons kan die taal van die Christendom ken. Ons kan kerk bywoon, ons kan preke hoor, ons kan vertroud wees met die skrif, maar steeds nalat om met die lewende geloof op Jesus te reageer. Om met lewende geloof te reageer. Ware geloof weet nie bloot
van hom nie. Ware geloof erken hom. Hy erken hom nie net as die godheid nie, as die koning van die heelal nie, as my redder nie, as my Heer nie, maar hy erken Jesus in jou. Dis hoekom honoring in die huwelik so ontsettend belangrik is, vrou tot man, en wederwysige honoring, want ek honor Jesus inbarend. Ek erken Jesus in my man is onfaalbaar. En ek wil hom honor. Hoekom? Want dan bring ek die hoogste lof aan Jesus, my hemelse man. So, hulle verwerping kon nie sy opdrag stop nie. Nou hierdie is die belangrikste ding om te hoor. Vers 6 van Markus 6. En hy het in die omliggende dorpe rondgegaan en geleer. Jesus het nie toegelaat dat verwerping sy identiteit bepaal of sy sending stop nie. Hy het nie in Nasaret agtergebly en probeer om homself te bewys aan mense wat gekies het om nie te glo nie. Hy het voortgegaan om in die omliggende dorpe te leer. En dit is seker vir my een van die hartseerste dinge. Is so mense wat God in 'n gemeenskap wou gebruik, wat verwerp is, te sien floreer in ander dorpe, in ander lande. Want as ek die salwing sien, en ek sien wat gebou word en opgerig word, weet ek, hy wou dit in haar of sy dorp ook doen. Dit is 'n kragtige les vir elkeen wat in 'n opdrag van God dra. Verwerping kanselleer nie jou roeping nie. So as ek nou vir Amanda verwerp, ek het nie die autoriteit om dit wat God gesê het sy gaan word en sy gaan doen, te kanselleer nie. Ons leef in 'n what we call the cancel culture, waar ons mense, nee, ons skryf mense af, maar in die hemele het jy geen impak nie. Op die aarde maak jy jou deure toe vir die seën van die Here. Jy moet nederig en leerbaar bly, maar jy kan nie toelaat dat die menings van mense wat jou goed ken, die maatstaf word van dit wat God oor jou lewe bespreek nie. Sommige mense sal aanhou om jou volgens jou verlede, jou familie, jou beroep of die weergawe van jou wat hulle vroeër geken het, te beoordeel. Jy moet geanker bly in die identiteit en opdrag wat God aan jou gegee het. Jesus het Nasaret verlaat, maar hy het nie sy doel verlaat nie. Mense, Standerton het baie pastore verjaag. Nie net AGS nie, ek praat van die breë dorp. Toe ek begin het met die strategiese gebed vir die breë kerk in Standerton, toe die leraarforum en spesifiek 'n pastoor van die AGS destyds my gevra het, was een van die goed wat God aan my uitgelig het. Die kerk, as hulle nie hou van die prediker nie, verarm hulle hom om hom te verjaag. En wat ons oor dekades reg gekry het, gaan kyk na die breë kerk in Standerton. Hoeveel sendelinge word uit hierdie kerke uitgestuur? Hoeveel? Die Eklesia gee vir Ariella ministers wat my nederige klein bediening is, elke maand 'n redelike groot bedrag. Ek bid elke maand, ons het nou 'n baie lang gebed vir elke persoon wat ons ondersteun geskryf. Ek doen nie fundraising nêrens nie. Ek vra nie vir geld nie. Hulle het na my toe gekom. Daar's een ander gemeente wat my bediening vandag ook ondersteun, wat teen my gepreek het voorheen, en totdat die Here die vrug in my lewe vir hulle begin openbaar het. Maar in Standerton is daar baie pastore en leraars verjaag deur geld van hulle te weerhou. Dis bitter onregverdig om in weelde te leef en te verwag, jou leraar moet met die minste klaarkom. Dis bitter onregverdig. En ek wil net vandag vir julle sê, Galasiërs 6 vers 9 dink ek.
wat die Here my geleer het, eers aan die huisgenote van die Here. Ek moet vir die persoon wat die evangelie verkondig, alles gun om lekker te leef. Dis God se hart. Met ander woorde, nie noodwendig in weelde nie. Ek praat nie van daai skoene wat skippunte het en nuwe pakke elke Sondag en blinkkarre verniet nie. Ek praat nie van daai goed nie. Onthou ek preek in die Afrika Kerk 9 uit 10 kere. Ek ken 'n 5 en 'n 6 ure diens. Ek ken daai heresie van finansies opneem om te manipuleer. Ek ken dit. Ek weet waar dit vandaan kom, maar ek praat van jou elk net te voorsien dat daai ou nie hoef te stres en die gemeente kan bedien. So standaard, daar was 'n gesegde en ek het op 'n stadium 'n gebed gelei waar mense gesê het, vergewe ons vir elke keer wat ons 'n besluit geneem het as kerkraad om geld te weerhou sodat hierdie ou sal vlug. Julle, hoekom is die hemelse die stoorhuis? Elke familie, elke bediening het 'n stoorhuis in die hemel. En by daai stoorhuis se deur is daar engele. En daai engele reageer op jou woorde. Die Breë Kerk is standaard ons sukkel finansiëel. Het dit dalk tyd geword dat ons die Here vergewe ons. Keep him humble and we will keep him poor. Dis woorde wat aan my gesê was. Dis wat mense gebid het. Lord, keep him humble, we will keep him poor. In die proses graai jy vir jouself 'n gat waarin jy sal val. Dis wat die woord sê. Maar ek lees maar Psalm 7. Vanoggend wil God hê as 'n gemeente moet ons instaan en sê, Here, vergewe ons. Vergewe my, Amanda, waar ek 'n cancel culture gedoen het en ek het mense diskwalifiseer op grond van hulle geskiedenis of wat ook al. So ek wil vanoggend vra, as jy soos ek is en jy wil voor die Here staan vanoggend, ons sit nie voor God nie. Selfs Jesus het gestaan toe hy sien hoe Stefanus gestenig word. As jy bereid is en dit is opreg uit jou hart, staan saam met my. Kom ons bid. Kom ons staan voor God en ons sê, Here, waar ek mense diskwalifiseer het, wil ek sê, vergewe my. So, Abba Vader, dankie vir elke mens wat kan staan en wat voor U staan vanoggend. Here, ons staan nie net vir Eklesia nie. Ons staan vir ons eie lewens. In elke opsig, waar ons mans of ons vrouens diskwalifiseer het. Waar ons selfs ons kinders diskwalifiseer het. Here, waar ons vriende diskwalifiseer het. Waar ons vreemdelinge diskwalifiseer het. Maar ook waar ons leraars diskwalifiseer het. En Here, ons kom bely vandag, ons het sonde teen U gepleeg. Ons is skuldig. En ons vra vergewe ons vir elke keer wat ons onregverdiglik teen enige mens gepraat het, teen 'n bediening gepraat het, gesê daar's nie 'n salwing op daai mens nie, of my man sal nooit sy knieë buig nie, of my vrou sal nooit ore kry nie, of wat ook al. Maar ek vra vandag dat U ons vergewe, dat die bloed van die lam ons was. Here, dat U, soos U sê in Kolossense 2:15-14, dat die bloed van die lam, hierdie dokument wat Satan konstant teen ons in die hemelse hof sal gebruik, met die bloed sal uitwis. Elke legal right, wettige reg, wat Satan het om Eklesia, AGS standaard aan te kla, vra ons onder die bloed van die lam. Elke keer wat ons lewensmaats verwoes het met ons mond en ons tonge, en ons kinders, en wie ook al, Here, laat die bloed van die lam vandag, daardie dokumente wat teen ons gebruik word, as 'n wettige reg om ons te benadeel, om die deure voor ons toe te hou, uitwis. Here, ek bid vandag, dat U vir ons 'n nuwe verstand gee, nuwe denke gee, nuwe manier van spraak gee, die heilige vrees van God terugbring in ons. Soos Jesus in Jesaja 11:3 gesê het,
that he delighted himself in the fear of the Lord. Here, laat ons verheug in die vrees van die Here. Here, laat ons sien hoe U herstel bring. Laat ons sien hoe deure voor ons oopgaan. Laat ons sien hoe geloof in ons opreis. En Here, dat ons so die verlore siele in hierdie dorp na U toe kan bring, in plaas van om mekaar te veg. Dat ons sien hoe ons huise begin floreer, omdat ons in eenheid en ons verbond met mekaar herstel, en sien hoe U deure voor ons oopmaak. Ek dank U vandag vir genadetyd, en dat U soos Jakob met ons werk. Rig ons op. Help ons in ons ongeloof. Genees ons. In Jesus naam. Amen.